Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 4de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: apartheidserfenis uit skole verwyder. Nog nuus is: Trump en Iran oor vrede. Man ry 214 km/h in 'n 100 km sone. Brandstof styg weer Woensdag. Kimi weer nommer 1 in Miami se F1. SA beker se uitslaas bekend. Bly ingelig, bly voor. Die Suid-Afrikaanse regering en verskeie onderwysowerhede het die afgelope jare hulle fokus verskerp op die transformasie van skole, nie net in terme van toegang en infrastrukture nie, maar ook oor die inhoud en simboliek wat leerders daagliks ervaar. Die sogenaamde apartheidserfenis verwys na ou simboliek, skoolname, kurrikuluminhoud en kulturele praktyke wat uit die apartheidsera spruit en wat volgens kritici steeds ongelykheid of uitsluiting kan versterk. Onderwysdepartemente reg oor die land het begin om skoolname te hersien wat verband hou met apartheidsfigure, ou standbeelde en simbole te verwyder, kurrikulums aan te pas om meer inklusiewe geskiedenis te kan weerspieël, taalbeleid te verander om meer toegang vir alle leerders te verseker. Hierdie stappe vorm deel van 'n breër poging om 'n meer regverdige en verteenwoordiger onderwysstelsel te kan opbou. Sedert die einde van apartheid in 1994 het Suid-Afrika reeds groot veranderinge beleef, maar kenners meen dat die onsigbare nalatenskap soos ongelyke hulpbronne, kulturele spanning en historiese narratiewe steeds in baie skole voortleef. Volgens onderwysontleeders is transformasie nie net fisies nie, maar ook psigologies en kultureel. Nie almal stem egter saam met die tempo en aard van hierdie veranderinge nie. Sommige ouers en gemeenskappe voel dat geskiedenis nie uitgewis moet word nie, maar eerder kontekstueel onderrig moet word. Hulle waarsku dat die verwydering van sekere simbole en name ook identiteit en erfenisse kan raak. Aan die ander kant sê voorstanders dat ware transformasie noodsaaklik is om ou ongelykhede reg te stel en 'n inklusiewe toekoms te kan bou. Vir baie leerders beteken hierdie veranderinge 'n meer verteenwoordigende leeromgewing, groter gevoel van behoort, 'n kurrikulum wat beter van die land se diverse geskiedenisse kan weerspieël, maar daar is ook uitdagings soos aanpassings by nuwe beleide en soms konflik binne skoolgemeenskappe. Die vraag bly nou, hoe balanseer 'n land sy geskiedenis met die behoefte van verandering? Die transformasie van skole is 'n komplekse proses, een wat tyd, dialoog en samewerking sal verg. Donald Trump het sterk kritiek uitgespreek teen 'n nuwe vredesvoorstel wat deur die regering van Iran voorgelê is. Volgens verklaring uit Trump se kamp is die voorstelle nie realisties nie en nie in lyn met Amerikaanse belange of sekuriteitsprioriteite nie. Hoewel die presiese besonderhede van Iran se voorstel nog nie volledig openbaar gemaak is nie, dui vroeë berigte daarop dat dit fokus op die verligting van sanksies in ruil vir sekere kern- en veiligheidsverpligtinge. Trump en sy ondersteuners meen egter dat die voorstel nie ver genoeg gegaan het om Iran se kernambisies te beperk nie. Die spanning tussen die Verenigde State en Iran het oor dekades opgebou, veral rondom kernontwikkelings, reeksmagte en militêre invloed in die Midde-Ooste. Tydens Trump se vorige presidentskap het die VSA onttrek uit die bekende kernooreenkoms wat internasionaal bekend staan is die Iran Nuclear Deal en streng sanksies teen Iran ingestel. Hierdie stap het die verhouding verder verstuur en diplomatieke pogings bemoeilik. Iranese amptenare hou vol dat hulle voorstel 'n gebalanseerde en regverdige basis vir onderhandelinge bied. Internasionale ontleeders is verdeeld. Sommige glo dis 'n belangrike geleentheid om spanning te verminder. Ander meen is bloot 'n taktiese skuif deur Iran om ekonomiese druk te kan verlig. 'n Jong man is in hegtenis geneem nadat hy teen 'n skokkende 214 km/h in 'n 100 km/h sone gery het. Volgens owerhede is die bestuurder deur 'n spoedkamera vasgevang terwyl hy teen meer as dubbel die toegelate spoed op 'n hoofroete in hierdie gebied gery. Die polisie het vinnig opgetree nadat die oortreding aangemeld is en die verdagte is kort daarna opgespoor en gearresteer. Hy staan onmoontlik tereg op ernstige aanklagtes, insluitend roekelose en nalatige bestuur, oorskryding van die spoedgrens en moontlike gevaarstelling van die publiek. Padveiligheidskenners waarsku dat die spoed een van die grootste oorsake van ernstige padongelukke in Suid-Afrika bly. Teen sulke hoë snelhede verminder reaksietye dramaties en selfs 'n klein foutjie kan katastrofiese gevolge hê. Plaaslike owerhede het die publiek weer eens gemaan om spoedbeperkings te respekteer en verantwoordelik te bestuur. Hulle sê streng optrede sal voortgaan teen enige bestuurder wat die wet oortree en ander padgebruikers se lewens in gevaar stel. Hierdie voorval dien as 'n sterk herinnering: spoed kan lewens kos, nie net jou eie nie, maar ook die van ander.
klein dorpie De Dorings is gister geruk deur 'n tragiese ongeluk op die N2 waar 2 mense hulle lewens verloor het. Volgens nooddienste het die botsing naby De Dorings plaasgevind en het dit verskeie voertuie betrek. 2 mense is op die toneel doodverklaar. Nog 2 persone het ernstige beserings opgedoen en is dringend na 'n nabygeleë hospitaal vervoer vir behandeling. 'n 5de persoon het ligte beserings opgedoen en is ook gehospitaliseer vir verdere waarneming. Owerhede en nooddienste het vinnig op die toneel gereageer om besteurders te stabiliseer en na mediese fasiliteite te vervoer. Die presiese oorsaak van die ongeluk is nog nie bevestig nie, maar ondersoek is reeds aan die gang. Die N2 is een van Suid-Afrika se besigste nasionale roetes en is bekend vir swaar verkeer, veral oor naweke en vakansietye. Padveiligheidskenners waarsku dat faktore soos hoëspoed, moegheid en onoplettendheid dikwels bydra tot ernstige ongelukke. Die tragedie het skokgolwe deur die plaaslike gemeenskappe gestuur met inwoners wat 'n medelee betuig het aan die families van hierdie oorledenes. Die voorval dien as nog 'n ernstige herinnering aan die gevaar op Suid-Afrikaanse paaie. Motoriste word gemaan om versigtig te bestuur en padreëls altyd te gehoorsaam. Motoriste in Suid-Afrika kan hulle voorberei vir nog 'n skerp stygings in brandstofpryse hierdie Woensdag. Volgens voorlopige berigte uit die brandstofsektor kan petrolpryse met so R2 per liter styg, terwyl diesel met moontlik tot R5 per liter kan toeneem. As hierdie verhogings bevestig word, sal dit een van die skerpste brandstofaanpassings in onlangse maande wees. Die verhoging sal waarskynlik 'n wye impak hê op vervoerkostes, kospryse in winkels, openbare vervoer en taxi-tariewe en logistieke en afleweringsdienste. Ekonomiese ontleeders waarsku dat dieselverhogings veral swaar gaan tref aangesien dit direkte produksie en vervoerkostes kan beïnvloed. Kenners wys op verskeie moontlike redes vir hierdie verhogings: internasionale oliepryse wat weer gestyg het, wisselkoersdruk op die rand en hoër invoerkoste. Indien die verhoging bevestig word, sal nog 'n uitdaging vir Suid-Afrikaanse huishoudings en besighede wees in 'n reeds moeilike ekonomiese klimaat. Donald Trump het aangekondig dat die Verenigde State 'n nuwe 25% invoertarief gaan instel op motors en vragmotors wat uit Europa ingevoer word. Volgens die aankondiging sal die nuwe tarief spesifiek fokus op passasiersvoertuie, lig- en swaar vragmotors en sekere motoronderdele wat uit Europa ingevoer word. Die stap word beskryf as 'n poging om Amerikaanse vervaardigers te beskerm en plaaslike motorindustrie te kan versterk. Ekonomiese ontleeders waarsku dat hierdie besluit verrykende gevolge kan hê, hoër pryse vir ingevoerde voertuie in die VSA, potensiële teenmaatreëls van die Europese Unie en moontlike spanning in wêreldhandelsmarkte. Motorvervaardigers in Europa kan ook druk ervaar as uitvoere na die VSA duurder sal word. Amptenare in Brussels het nog nie formeel gereageer nie, maar daar word verwag dat die Europese Unie moontlik self tariewe of handelsmaatreëls kan oorweeg in reaksie op die VSA se besluit. Suid-Afrika is een van verskeie lande wat moontlik voordeel kan trek uit 'n nuwe handelsbeleid waar China 0 tariewe op sekere invoere uitgekose vennote oorweeg of toepas. Volgens berigte uit internasionale handelskringe kan sekere lande, insluitend Suid-Afrika, moontlik 0 invoertariewe geniet op spesifieke produkte wat uit China ingevoer word. Dit beteken dat sekere goedere moontlik goedkoper kan word wanneer dit Suid-Afrika sal bereik, afhangend van die finale handelsreëls en produktekategorieë wat ingesluit is. As hierdie beleid volledig geïmplementeer word, kan dit 'n aantal gevolge hê: goedkoper verbruikersgoedere uit China, verhoogde invoere van elektronika, klere en masjinerie, potensiële druk op plaaslike vervaardigers en moontlike sterker handelsbande tussen hierdie twee lande. Suid-Afrika is reeds 'n belangrike handelsvennoot van China, veral in grondstowwe, minerale en energie-insette. Kenners sê enige verskuiwing na laer of 0 tariewe die handelsbalans kan beïnvloed en nuwe geleenthede vir uitvoere kan skep, maar ook uitdagings vir plaaslike nywerhede kan inhou. Ekonomiese ontleeders waarsku egter dat nie alle produkte noodwendig onder 0 tariewe sal val nie. Implementering kan fase vir fase wel plaasvind. In finale ooreenkomste nog onderhandel kan word. Indien dit bevestig word, kan hierdie stap groot verskuiwings in globale handelspatrone beteken, met direkte gevolge vir pryse en handel in Suid-Afrika. Die naweek se SA beker uitslae lyk as volg. Die Pumas het 38 aangeteken teen Boland se 31 punte. Die Border Bulldogs het 5 punte gekry en die Cheetahs het hulle vermorsel met 87 punte. Die Valk het 31 aangeteken teen die Luiperds se 27 punte. Die Griffins het 28 gekry teen Oostelike Provinsie se 31 punte. Die Griekwas het 62 opgestapel teen SWD Eagles se 12 punte. Die punteleer lyk as volg. In die eerste plek is die Suzuki Griekwas op 40 punte. In die tweede plek is die Edling Pumas op 33 punte. In die derde plek is die Toyota Cheetahs met 30 punte. In die vierde plek is die Sanlam Boland Cavaliers met 27 punte.
In die 5de plek is die Dodge Shore SWD Eagles op 27 punte. In die 6de plek is die Valke op 24 punte. Gevolg in die 7de plek die Oostelike Provinsie met 17 punte. Die Griffins is in die 8ste plek met 13 punte. Die Luiperds is in die 9de plek met 9 punte. In die laaste plek is die Grens met 0 punte. Die jong talent Jayden Nel is op slegs 21-jarige ouderdom ingesluit in die nasionale Sevens rugbygroep terwyl die span voorberei vir belangrike internasionale toernooie. Jayden Nel is amptelik ingesluit in die groter oefengroep van die Suid-Afrikaanse nasionale Sevenspan. Die span is tans in 'n intensiewe voorbereidingsfase en werk hard ter voorbereiding vir 2 groot internasionale toernooie wat in Spanje en Frankryk gaan plaasvind. Die Blitsbokke fokus op spoed en uithou vermoë, hoë intensiteit verdediging, vinnige aanvalspatrone en span samewerking onder druk. Afrigter sê die vlak van kompetisie vir plekke in die finale span is baie hoog met jong spelers wat sterk druk uitoefen op meer ervare name. Kenners sê Jayden Nel se insluiting wys die Blitsbokke se fokus op jong talent, 'n nuwe generasie spelers wat inkom en 'n langtermyn bouplan vir internasionale sukses. Dis ook 'n groot stap in sy loopbaan op slegs 21-jarige ouderdom. Die komende toernooie in Spanje en Frankryk word beskou as belangrike toetsgeleenthede waar spanformasie en spelpatrone verfyn sal word vir groter internasionale kompetisies. Met jong talent soos Jayden Nel in hierdie groep lyk die toekoms van Suid-Afrikaanse Sevens rugby weer baie belovend. Ons begin met groot Formule 1 nuus uit Miami, waar 'n nuwe ster weer geskiedenis gemaak het. Die 19-jarige Kimi Antonelli het die Miami Grand Prix van 2026 gewen en sy indrukwekkende seëgetog voortgesit in die Mercedes-AMG Petronas Formule 1 team. Antonelli het sy derde agtereenvolgende oorwinning van hierdie seisoen behaal nadat hy 'n sterk veld van mededinging uitgedaag en uiteindelik voorgeëindig het. Uit die wedren onder groot druk van McLaren se Lando Norris gewen met sy spanmaat Oscar Piastri wat derde geëindig het. Die volledige uitslag lyk as volg. In die eerste plek is Kimi Antonelli van Mercedes, in die tweede plek is Lando Norris gewees van McLaren, in die derde plek is Oscar Piastri, ook van McLaren, in die vierde plek is George Russell van Mercedes, in die vijfde plek is Max Verstappen in 'n Red Bull, in die sesde plek is Charles Leclerc met sy Ferrari. Die wedren was strategies intens met pitstop wat die verskil gemaak het tussen oorwinning en nederlaag. Marta Kostouk het Mira Andreeva Saterdag met 6-3 en 7-5 gewen en met Madrid Ope sodoende die eerste keer gewen. Dit was Kostouk wat 23ste op die wêreldranglys is, sy eerste trofee op haar WTA 1000 vlak en haar tweede titel van hierdie seisoen. Kostouk wat in haar eerste WTA 1000 eindstryd gespeel het in die eerste pot van die tweede stel deurgebreek nadat Andreeva die bal in die net geslaan het. Die 19-jarige het egter teruggebreek om dinge gelyk op te maak op 1-1. Dit was Andreeva se derde WTA 1000 eindstryd, maar slegs haar eerste nederlaag nadat sy vroeër vanjaar in Adelaide en Linz gewen het. Jannik Sinner het gister net 'n skamele 57 minute nodig gehad om Alexander Zverev in die eindstryd van die Madrid Ope met oorgawe te wen. Die Italiaaner, die wêreld se nommer 1, het met 6-1 en 6-2 oor Zverev in Duitsland, die wêreld se nommer 3, gestoomroller. Sy seëgetog in die toernooie het in November verlede jaar begin in Parys se meestertoernooi. Hy het dit later vanjaar opgevolg met titels in Indian Wells, Miami en onlangs ook aan Monaco. Hy is nou onoorwonne in sy laaste 23 enkelspelwedstryde. Die Suid-Afrikaanse onder 20 rugbyspan, bekend as die Jongbokke, het gister 'n groot styl oorwinning behaal oor Australië se onder 20 span in Canberra. Die Jongbokke het 'n indrukwekkende vertoning gelewer in die wedstryd met 56 teenoor 17 gewen in 'n kragtige aanval en verdedigingsvertoning wat die besoekers min kans gegee het om terug te veg. Van die eerste minuut af het Suid-Afrika beheer geneem van hierdie wedstryd met vinnige fasespelle en sterk fisiese druk waar die Australiese span onder konstante spanning geplaas het. Sleutelmomente sluit in vinnige drie in die eerste helfte het die toon gesit. Dominante skrams en lynstaande deur die Jongbokke, sterk afrondings in die tweede helfte om die voorsprong verder uit te brei. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2031, Polokwane 1527, Lephalale 1729, Mbombela 1530, Mahikeng 1626, Pretoria 1527, Johannesburg 1625, Ermelo 1024, Kalahari 1529, Gaborone 1930, Richards Bay 2039, Pietermaritzburg 1433, Durban 1732, Port St Johns 1437, Pongola 1637,
Maputo 21:34, Bethlehem 9:23, Bloemfontein 12:25, Allewal Noord 10:26, Welkom 14:27, Vryburg 15:26, Kimberley 14:27, Appington 14:25, Prieska 13:24, Springbok 7:14, Karasburg 11:22, Keetmanshoop 13:28, Mariental 16:31, Alexanderbaai 14:21, Brandvlei 10:21, Loederitsbaai 14:23, Vredendal 12:18, Kaapstad 14:18, Sutherland 4:14, George 13:21, Jeffreys Bay 15:25, Gebarra 14:28, Graaff-Reinet 10:27, Kaaphooggelas 11:19, De Aar 11:22, Molteno 9:22, Beaufort Wes 12:25, Oos-London 15:34 en Mabalane 21°C in die oggend en 33°C in die middag. Ons reënvoorspelling per provinsie: Gauteng ligte reën en moontlike donderbuie in die middag. KwaZulu-Natal reënbuie langs die kus, swaar op plekke. Die Wes-Kaap reën oor groot dele, veral Kaapstad en die Suidkus. Die Oos-Kaap verspreide buie, meer reën langs die kus. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk, kans vir reën in die laatmiddag. Die Noordwes-provinsie min reën, meestal droog met wolke. Limpopo provinsie warm en meestal droog. Mpumalanga donderbuie is moontlik, veral in die ooste. Noord-Kaap gaan droog en koel wees. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R16,68 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R12,03. Die euro verhandel teen R19,50. 'n pond kos R22,59. Die yen verhandel teen 11 sent. Platinum per fyn ons is $2011. Palladium per fyn ons is $1,546. Silwer per fyn ons is $75,16. Goud per fyn ons is $4,612. Brent olie per vat is $113,94. Die gedagte vir die dag: Maandag is nie 'n straf nie, dis 'n nuwe begin. Wat jy vandag doen, bou die week wat voor lê. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.